En kom ons verheerlik hom, hy is dit waardig. Ons is almal het saam vergader in sy naam verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons lees is wat hy vra en leer om te verdra en liefde na te streef. Loof hom Christus dien. Ons is almal het saam verenig in sy naam verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstaan, kom loof ons hom. Hou ons leven deur die Gees, dat ons die kinders is, en die bo alles Heer. Jesus Christus dien. Jesus Christus dien. God is liefde, juig ons harte en beding wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en beding wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons beweeg. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief. God is liefde, juig ons harte en beding wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n vlam, dis 'n vuur, dis 'n honger na die heerlikheid. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n honger na U. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n vlam, dis 'n vuur, dis 'n honger na die heerlikheid. Daar's 'n vlam wat brand in ons hart vandag. Dis 'n honger na U.
met bande van liefde van Christus ons hier, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde van Christus ons hier, wat nooit sal verbreek. Daar is dit in God, drie-enige zijn. Daar is dit in liggaam, die gemeente van God. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde van Christus ons hier, wat nooit sal verbreek. Ons is deur God bevry, ons is deur hom gekies. Ons kom prys nou U naam, ons kom prys nou U naam. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek. Hemelse Vader, al die lof kom U toe. Hemelse Vader, al die lof kom U toe. Ons loof U, verhoog U, ons buig dalk U voor U. Hemelse Vader, al die lof kom U toe. Seun van God, wat 'n wonder is U. Seun van God, wat 'n wonder is U. U reinig, verlos ons van sonde en red ons. Seun van God, wat 'n wonder is U. Heilige Gees, wat 'n trooster is U. Heilige Gees, wat 'n trooster is U. U lei ons, U lig ons, en U leef weer in ons. Heilige Gees, wat 'n trooster is U. Sorry. Vriende, hartlik welkom hier vanmôre. Ons het, ek sal net nou ietsie oor Nico sê, van Seil hier vanmôre, maar aan almal baie hartlik welkom. Die wat ook daar by die huis of op 'n ander plek sit en kyk, die direkte uitsending, mag dit vir u ook 'n goeie ervaring wees. Die erediens saam met ons. Het gaan vandag oor Vadersdag
en daarom gaan ons meer op daai tema konsentreer. Ek wil ook in besonder, ons is met 'n proses besig vir die broers en susters van Kruin wat vanmôre al hier begin inskakel het, 'n hele groep van hulle, sê julle is hartlik welkom hierso. Ons is nou al deur so 'n proses in die verlede, so vir ons is dit nou niks niets nie, en ons aanvaar hier soos broers en susters wat al die laaste 100 jaar saam met ons is, en ons sal seker maak dat u 'n plekkie kry hier in Kruin, hier in sien nie hoe is die dinge al in my kop versmelt, hier in Bergsig gemeente. So baie welkom aan u. Ons sal volgende week het ons weer 'n klompie jaarprogramme bestel, dan kan u vir u kry al die nodige inligting wat u mag soek van Bergsig, is op die jaarprogramme. Dan is so enkele ander afkondigings, ek moet daarom seker my simpatie net uitspreek, hier op Vadersdag, nou nie met al die vaders nie, nou die Global vaders, ek weet nie of daar van hulle is wat vanmôre opgestaan het, bereid was om die wêreld in die oë te kyk nie, maar as daar van u is, my innige simpatie, as 'n leeu ondersteuner weet ek nou hoe voel dit, week na week, en maar baie geluk aan die stormers aan die ander kant, die van u wat 'n stormer ondersteuners is, dit was 'n goeie, ordentlike Suid-Afrikaanse harde wedstryd gewees. Ons het by die vorige kerkraadsvergadering vir Wieke Kok en Sakkie van der Merwe en Roan Butler, hulle is al drie hier vanmôre verkies op die kerkraad. Dan ek herinner u, ons het Stefan Boshoff het vir ons 'n bees gegee, hy is nou al geslag. Letitia het SMS uitgestuur oor u kan vleis bestel. So as u nog nie bestel het nie, bestel maar by haar in die kantoor, daai vleis behoort een of ander tyd hierdie week nou hier aan te land, verpak, maalvleis, wors en sulke snitte. Dan die einde van die maand, die 1 Julie om die waarheid te sê, verkoop ons beesburgers, as jy nog nie bestel het nie, doen dit ook by Letitia. En dan die môre aand het ons 'n buitengewone kerkraadsvergadering, ek het dit laasweek afgekondig, daar was 'n SMS uit en 'n WhatsApp, dit gaan juis oor die eenwording van Kruin met Bergsig, so dit gaan nie 'n baie lang vergadering wees nie, maar ons moet ongelukkig die vergadering op tegniese korrekte gronde hou, so asseblief al die kerkraadslede, 6:00 het ons die vergadering. Dan woensdag aand is die bazaarvergadering, is op die jaarprogram, dan kom ons weer by mekaar, net om te kyk waar trek ons, met ons voorbereidings vir die bazaar in 3 September, en dan vriende, ons sal dit, soos ons aangaan meer bekend maak, ons wil die 21ste Augustus, wil ons die nuwe dak nat maak, en sommer so opwarming vir die bazaar wat kom. Ons beplan nie om nou kaartjies te verkoop wat nou miljoene kos nie, is eintlik meer die samesyn van die gemeente, so ons gaan dit omtrent gratis doen, maar sit solank daai datum net uit, dan gaan ons 'n bietjie saam kuier met die oog op die dak, maar ook met die oog op die bazaar wat kom. Stefan is vanmôre hierso, hy het nou vir ons goedgunstiglik bietjie opgeruim vir die begrafnis wat ons gehad het gister, maar ek vermoed jy gaan een of ander tyd begin seker met die dakkappe, Stefan, so dan gaan ons weer hier toemaak, dan moet jy asseblief weer net die ander ingange gebruik. Dan die kategese, ons is nou vereers nie kategese nie, totdat die skole weer begin het, so die kategese kinders moet net daarvan kennis neem. Daar is wel vanmôre kinderkerk as daar van die ouetjies is wat voorskools is. So die heel kleintjies wat nog nie in die skool is nie, julle kan saam met oom Andries gaan, en ek dink oom Andries, julle kan sommer nou gaan hier na die konsistorie toe, en dan kan julle daar
saam met hom Andries paar dinge op julle vlak en julle manier doen. Right, julle moet bietjie vinniger as die Bulls losvoorspelers beweeg. Dis waar hulle die game verloor het gister. Daar sê. Vriende, dan sê ons baie dankie vir dominee Nico van Sail. Ek dink nie hy is eers naaste by 'n onbekende in Newcastle en omgewing nie. Hy is al vir dekades die sielkundige. Hier, baie van u was dalk al by hom vir gesprekke gewees. En hy is ook 'n lidmaat hier van Bersig, ook al vir dekades. En ons het gedink op Vadersdag om so bietjie meer te skuif na verhoudinge toe. Met Moedersdag is dit nou maklik. Ou deel nou maar net 'n blommetjie uit of 'n stukkie sjokolade, dan is al die ma's happy, maar met Vadersdag is dit nou baie moeilik, want een nou soek biltong en ander soek 'n Switserse knipmes en ons het nou nie daai tipe van kapitaal om uit te lê nie. So tog kom ons gesels oor iets sinvols vanuit die Bybel en Nico is uiteraard daarvoor bekwaam, nie net as 'n gelegitimeerde dominee van die NG Kerk nie, maar ook as iemand met wat ver gekwalifiseer is in sielkunde. So Nico, baie dankie dat jy vir ons doen. Ek het al vanmôre verskoning gevra, dit is nou 'n lang naweek, Vadersdag is op 'n lang naweek, maar daar is heelwat mense wat die uitsending ook kyk. So ons waardeer dit dat jy vir ons voorgaan hier vandag. Dankie Nico. Baie lekker om so saam met medegelowiges rondom die woord van die Here by mekaar te kan wees. Van my kant af aan al die vaders, ek hoop dit was 'n lekker dag sover en dat almal lekker bederf is. Die probleem is met ons nou, ons kinders is nie altyd meer in die huis nie. So dan is daar nie meer kinders wat ons lekker kan bederf nie. Maar die ma's moet maar die pa's bederf, want hulle is dan die pa's van hulle kinders. So van my kant vir elke pa wat hier is en wat inluister, 'n baie geseënde Vadersdag vir julle en die rykste seën van die Here ook vir elkeen van julle. Verhoudings. Ja, dis 'n baie interessante ding en ek dink 'n mens kan 'n heel jaar preek en ek dink elke preek gaan eintlik oor verhoudings. Want die Here het ons geskep vir verhoudings. En elke dag is ons in verskillende verhoudings betrokke. In die eerste plek met ons Skepper, maar ook met onsself en met mekaar op verskillende vlakke weer as man, vrou, ouer, kind, kind tot kind, vriende. En dan is dit nogal interessant en dan wonder 'n mens dat baie keer hardloop hierdie verhoudings pragtig. En dan kom jy weer en dan sien jy dat daar's vir ander mense baie pyn. Net in hierdie week byvoorbeeld het ek met 'n jong man van 20 gepraat wat hy vir my sê, ek haat my pa. Ek haat hom met 'n passie. En dan wonder jy waar kom al hy seer vandaan. En net so kry jy dan wat die baie bekende uitdrukking is, wat die gebeur is en sê dat 'n pa is 'n dogter se eerste liefde en 'n seun se hero. En dan kry jy seuns wat absoluut opkyk na hulle pa en alles wat hulle doen vreugde vind in daai verhouding met hulle pa. En so ook die dogters. En ek wil graag hê ons moet vanmôre bietjie, vir as mens oor so 'n tema praat, is dit nie een spesifieke gedeelte in die woord van die Here wat 'n mens na kan kyk nie, want
Verskillende plekke in die Bybel word verskillende waardes en beginsels vir ons gedemonstreer en gegee. Maar ek wil begin vanmôre by die begin. En die begin, dis Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Vers 3 toe sê God, laat daar lig wees. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En as 'n mens hierna gaan kyk, sien 'n mens die volmaakte verhouding. God die Skepper, wat spreek, Jesus Christus, volgens Johannes 1, deur wie alles geskep is, die Woord, en die Gees van God wat gesweef het. 3 persone, 1 wese, en dis die volmaakte, wat nog voor die begin daar was. En dan besef 'n mens dat God het eintlik nie die mens nodig nie. Ons het God nodig. Ons is nie geskep omdat God ons nodig gehad het nie. God het vir elkeen van ons geskep, juis om vir ons te demonstreer en vir ons toe te rus. En dan as 'n mens gaan lees in vers 26 in Genesis 1, staan daar, toe het God gesê, kom ons maak die mens. God het ons gemaak, hoekom? As ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis, die see, die voëls, die lug, die makdier, die wilde diere en almal. God skep ons as sy verteenwoordiger. En juis in dit besef ons dan dat verhoudinge is eintlik baie beter en belangriker as al die goed wat ons het. Ek groet vanmôre vir julle in die naam van ons Vader, ons Pa, die Skepper, in die naam van Jesus Christus, die Woord, deur wie alles tot stand gekom het, en in die naam van die Heilige Gees, wat in ons is en ons lei. Kom ons sing saam lied 456 wat juis gaan oor die skepping en die Skepper van die skepping.
Kom ons sluit die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook op hierdie dag in U teenwoordigheid mag wees. Baie dankie Here dat U met ons as mens bemoeienis maak, dat U altyd uitreik na ons toe, dat U vir ons sorg, dat U ons bewaar, dat U ons lei. Dankie dat ons ook as 'n gemeente bymekaar kan wees en ook iets van U liefde kan ervaar, iets van U omgee, van U daar wees vir mekaar. Dankie dat U ons Vader is en dat U vir ons sorg. Hierdie môre, Here, is daar soveel baie dinge wat in die wêreld aangaan, waar dit kalm en rustig is hier by ons, waar mense baie pyn ervaar. Ons dink in die Oekraïne, die oorlog daar, en ons bid vir elkeen wat daar betrokke is, Here, wat dalk in hierdie oomblik in doodsgevaar is, en nie weet waar hulle hulp vandaan kom nie. En as dit U wil is, o Vader, wil U ook gee dat dit so spoedig as moontlik op 'n einde kan kom, en dat dinge ook weer kan normaliseer. So bid ons ook vir ons regering, vir ons land, vir hulle wat in beheer is, dat U ook deur die Gees sal leiding gee, rigting gee. Ons bid vir hulle wat siek is, Here. Ons wil vir U vra dat U het geneesheer is, ook hulle sal aanraak, sal bemoedig. Ons bid vir hulle, Here, wat die afgelope week moes afskeid neem van 'n geliefde, wie se hart seer is. Wil U ook deur U teenwoordigheid in die Gees vertroos en lei. Maar dan wil ons ook vir U dankie sê, Here, dat U ons vir mekaar gegee het as 'n hulp. Wil U ons ook lei deur U Gees, Here, dat ons mekaar se lewens kan beter maak en nie slegter nie. En dat iets van U liefde, iets van U omgee ook sigbaar kan word in hoe ons teenoor mekaar optree. Wil U ook vanmôre, Here, deur U woord vir ons riglyne gee wat ons kan help, sodat ons ook gelukkig kan wees saam met mekaar. Ons vra dit in die naam van Jesus ons Here en ons Verlosser. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Genesis. Ek gaan net 2 versies lees daar. Later gaan ons ook in Kolossense lees. Ek het net nou gesê dat daar's verskillende verhoudings, en as ons lees in Genesis 1:26 het ons gelees in Genesis 2 vers 18. Verder het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die message praat van as a companion. Nou beskryf dit hoe die mens in die slaap was, hoe die Here vir Adam vir Eva gemaak het. En dan plaas die Here sy hele skepping in hulle hande. En dit was ook 'n volmaakte verhouding gewees.
totdat die slang gekom het. Vers 3, die slang was lustiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag nie van die boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het nie gesê, ons mag nie eet nie. En dan kom hy op 'n slim manier en hy oortuig vir Eva. Eva oortuig vir Adam. En dan kom die Here in die aandwyntjie en hy soek vir Adam en Eva. Dan kruip hulle weg. Maar God kom soek hulle. Vra vir waar is julle? Sê nie ons is kaal. Hoe weet julle? Het julle van die boom geëet? Kyk nou hoe daai verhouding onmiddellik. Wil nie verantwoordelikheid aanvaar nie. Die vrou wat u vir my gemaak het. Dis nie ek nie, dis die vrou. En die vrou sê nee, dis nie ek nie. Dis die slang wat jy gemaak het. Dan kom die Here en hy sê vir hulle, goed, ons ken die verhaal. Vers 15 sê hy vir die vrou, eers, julle is uit die paradys, die man gaan in die sweet van sy aangesig werk, vrou gaan swaar kry met kinders. Dan sê hy, vers 13, die mens, sy nageslag, sal sy kop vermorsel, wat al 'n vooruitwysing is na die koms van Jesus Christus. En dan gaan die verhaal aan, dat uiteindelik het Adam en Eva 2 kinders gehad, en dan kom in hoofstuk 4, weer die wonderlike ding, dat Kain se offer word nie aanvaar nie. Kain is kwaad. Hy is bedruk, sê die woord. Dan kom die Here weer na Kain toe en vra hom, wat's fout? Hy sê, maar as jy goed sal doen, sal jy beter voel. Maar dan waarsku hy hom. Hy sê vir hom, maar die sonde lê en wag vir jou. Wees versigtig. En ten spyte daarvan, ons ken die verhaal, Kain en Abel in die veld, maak hom dood. Wat gebeur? God kom weer na hom toe. Hy los hulle nie. Hy vra vir Kain, waar is jou broer? Ja, ek sien sy oppasser nie. Verontskuldiging. En so sien ons in die hele Ou Testament met die geskiedenis van Israel, hoe God sy volk elke keer help. Elke keer as daar sonde is, elke keer as hulle rug draai op God. Want God het hulle geskep en dis die eerste belangrike verhouding. Dan gee hy vir Moses die 10 gebooie. En wat gebeur? Voor Moses terugkom, het hulle al klaar goue kalf gemaak. Dan kom die Here weer. En so kan ons deurgaan deur die hele Ou Testament en die heilsgeskiedenis, sien ons dat God se volk wat telkens sondig, God kom telkens terug. En wat sê God vir die mens? Jy moet my bo alles lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En dis die eerste belangrike verhouding waarin ons staan. En die oomblik wanneer ons, Johannes 1 vers 12, vir Jesus aanneem as ons saligmaker en verlosser, word en is ek 'n kind van God. Want elkeen wat hom aangeneem het in sy naam glo, het hy die reg gegee om 'n kind van God te noem. En daarom, al het ek nie 'n pa meer nie, ek het 'n pa, 'n hemelse pa, wat altyd daar vir my is. En dis die blye evangelie. Maar God skep ook
die mens vir die mens, wat ons gelees het in Genesis 2. En dan is daar verskillende plekke in die Bybel waar vir ons sekere riglyne gegee word van hoe ons as mens moet optree teenoor mekaar. Ek wil 'n gedeeltetjie lees uit Kolossense 3. Net 3 verse van vers 12. Julle is die uitverkore van God. Hy het julle gekies en hy is baie lief vir julle. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En bo dit alles moet julle mekaar lief hê. In hierdie verskillende verhoudings waarin ons is daar sekere waardes. Want wat is 'n verhouding? 'n Verhouding is 'n interaksie. Elke aksie van my ontlok 'n reaksie by die ander persoon. En daai reaksie is weer 'n aksie van my kant af en daarom praat ons van interaksies. En hierdie interaksie gaan een van 2 dinge na vore laat kom. Dit gaan of maak dat ons nader beweeg na mekaar toe en werklik vir mekaar 'n hulp kan wees, mekaar kan aanvul, mekaar se lewe kan verbeter, of dit gaan ons wegdryf van mekaar af. Want ons sondige geaardheid in ons is nog steeds daar. En daarom, as iemand goed is vir my, is dit baie maklik om goed terug te wees vir daai persoon. Maar die oomblik as iemand lelik is, as iemand my grind, is ons eerste reaksie ek wil teruggrind. En dan raak dit 'n negatiewe interaksie en dan dryf ons weg. En nou kom sê Paulus vir ons in hierdie gedeelte van ons dat ons moet meer lewend wees. En dis 'n ingesteldheid van meer lewendheid is om meegevoel te hê. Om te besef en te ervaar en bewus te wees van wat met my maat, wat van my mense om my, wat met hulle aangaan. En dat ek vir hulle in daai opsig ook ondersteuning kan wees. Verdere kwaliteit praat, wat hy sê is, daar moet 'n goedgesindheid wees. En dis deel van die vrug van die Gees, goedgesindheid. Ek en jy moet 'n bron van goedheid wees. As ek kontak maak met iemand, moet daai persoon voel dit was goed gewees vir hom. Ek moet ervaar dat daai goedheid in my interaksie met die ander persoon 'n werklikheid raak. Hoe dikwels hoor ons iemand sal sê, ek nou my tyd gemors. Wat ek eintlik sê is dat daai interaksie was nie moeite werd gewees nie. Dit gaan daar rondom dat ons mekaar moet opbou en mekaar nie moet afbreek nie. Verdere kwaliteit is nederigheid. En nederigheid, ja, God het in Jesus Christus te nederig geword. Hy het dit wat hy gehaat het verlaat, om soos u en ek te kan word. Maar het gaan om meer van dit. Nederigheid beteken nie, dat ek moet minder van myself dink nie. Dit beteken ek minder oor myself moet dink, en meer moet
dink oor ander mense, om hulle behoeftes raak te sien, om by hulle betrokke te raak, en by hulle uit te reik. Want dan kan die sagmoedigheid na vore kom waar ons hulp verleen, waar ons uitreik. Verdere kwaliteit, geduld. En dis waar Job vir ons 'n groot voorbeeld stel van wat geduld is. Dis 'n moeilike ding, ek self sukkel daarmee, om geduldig te wees. Want so maklik as dinge nie gaan soos wat ons dit wil hê nie, dan raak ons geïrriteerd, as ek nie my sin kan kry nie. Geduld beteken, hou op fokus op jouself. Begin fokus wat's goed vir ander. En dan wonder 'n mens as mens, hoe kry ons hierdie verhoudinge reg? Dit begin by myself. Ek moet myself lief hê. Romeine 8, jy moet niks mekaar verskuldig wees behalwe om mekaar lief te hê nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Baie van die mense wat ek sien, sukkel om hulle self te aanvaar. Sukkel om self lief te hê. Want hulle fokus so op dit wat nie reg is nie. In plaas daarvan om te fokus op dit wat nog reg is. As ek myself kan aanvaar, as ek met myself kan leef, dan is dit soveel makliker om 'n ander persoon te kan aanvaar. En daar's net een rede hoekom ek myself kan aanvaar. Wat maak dit ek 'n okay mens is? Dis nie my werk nie, dis nie my verhoudinge nie, dis niks. Dis iets wat ek kry. Ek is okay want ek is 'n kind van God. Ek is okay want God het vir my in Jesus Christus die kruis my prys betaal. En waar die sonde geheers het oor my, wat gemaak het dat ek nie okay is nie, is ek nou 'n okay mens. En daarom kan ek myself lief hê. En daarom moet ek probeer sien wat God in my sien. Maar ek moet ook probeer sien wat God in jou sien, en in jou, en in jou. Want God is ook lief vir jou. En wanneer ons kan kyk deur God se oë na mekaar toe, dan verander ons prentjies. En dan raak dit makliker. Wat maak God het aan die kruis gesterf en hy het ons vergewe, hy het die skuld betaal. Hy sê in Kolossense, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar vergewe. Joh, en dis moeilik. Vergifnis is nie maklik nie. Want hierdie natuur sê vir my, maar as ek jou vergewe, dan kom jy weg met wat jy gedoen het. So jy wen en ek verloor. Ek betaal die prys. Maar weet jy, vergifnis gaan nie oor die ander persoon nie. Vergifnis gaan oor jouself. Ja,
Vergifnis is 'n keuse wat ek maak. En die keuse wat ek maak is om nie te retaliate nie. Ek gaan jou nie terugkry nie. Maar dis maar 'n ou klein deeltjie. Die oomblik wanneer ek jou vryspreek, sny ek myself los van die pyn wat jy in my lewe veroorsaak het. En vergifnis is die begin van innerlike genesing. Sonder vergifnis kan ek nie gesond word nie. En daarom sê die Here, as jy gesond wil word, leer om te vergewe. Want as jy kan vergewe, dan kan jy aanbeweeg. Daar's nie iets soos vergewe en vergeet nie. Dis vergewe en leef jou vergifnis uit. Hoe doen ek dit? As ek jou môre sien, ek onthou, ja, jy het dit aan my gedoen, en ek voel kwaad, dan sê ek vir myself, raak rustig. Onthou, jy het gekies, deur die genade van die Here, om hom of haar te vergewe. Dis deel van die verlede. Dis nie die Here nie. En ek beweeg aan, en die pyn raak minder. En soos wat ek my vergifnis uitleef, kom ek op 'n punt waar ek op 'n dag na jou kan kyk, en dis oukei. Dan het ek gesond geraak. Dan het ek gekom op 'n punt waar ek kan leef. En waar ek gelukkig is. Kain was kwaad. Hy het sy geluk verloor. En in ons verhoudinge gaan ons kwaad raak vir mekaar. En ons mag kwaad raak vir mekaar. Dit is nie 'n sonde om kwaad te wees nie. Kwaad is 'n emosie soos gelukkig, kalmte, vrees. In Efesiërs 4, dink jy by vers 17, sê Paulus, word kwaad. Maar hy kwalifiseer dit vir ons. 2 goed. Moenie daardeur sondig nie. Moenie die duiwel 'n vatkans op jou lewe gee nie. Wat met Kain gebeur het. Sy kwaad het gemaak dat die duiwel 'n houvas op hom gekry het. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie toelaat dat dit wat jy voel bepaal wat jy sê en doen nie. Kain was kwaad, hy het moord gepleeg. Ons raak kwaad en pleeg soms moord met wat ons sê. En dit dryf verhoudinge uit mekaar uit. Daarom sê Efesiërs 6, vaders, moenie julle kinders vertoren nie. Leer om geduldig te wees. Hoe kry ons dit verder reg? Liefde. Liefde. Wat is liefde? Liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is nie 'n emosie nie. Liefde is 'n keuse. Dis 'n keuse waar ek kies om betrokke te wil wees. Ek kies om by my man, my vrou, my vriend of my kind betrokke te wil wees. Nie saam te wees nie, betrokke te wil wees. Maar dit gaan verder. En om hom of haar te versorg en hulle behoeftes om te sien. Dis liefde. En daai liefde kom in aksie. Wanneer ek vir die Here sê, Here, vervang hierdie hart van klip met 'n hart van vlees. Vir die Heilige Gees vra,
lei my. Romeine 12 vers 2. Laat God toe om julle gedagtes nie te maak, sodat jy kan onderskei wat is goed en waar en aanneemlik in die oë van die Here. Wanneer daai liefde sigbaar raak, dan trek ons mekaar nader aan mekaar. Dan begin ons sien wat God sien in ons, in mekaar, in onsself. Ek wil 1 Korintiërs 13 so aan liefde dink ons maar almal 1 Korintiërs 13. Maar ek het hierso op 'n dingetjie afgekom wat geskryf is deur Willem Botha van heuning.co.za. Waar hy geskryf het 1 Korintiërs 13 vir paas. Ek kan maar sê vir maas ook. Ek kan sê vir kinders ook. Maar ek gaan dit lees. En luister 'n bietjie daarna. Al sou ek die mooiste huis in die buurt hê en met die duurste BMW ry, maar my vrou en kinders geniet nie die weelde van my teenwoordigheid nie, dan is ek so waardeloos soos 'n bankkrediet met 'n nul balans. Al het ek die gawe van woorde sodat ek 'n direksie met my argumente kan swaai, of skares na my preke kan laat stroom, en ek het nie liefde om na my kinders te luister nie, doen ek meer kwaad as goed. Ken ek al die geheimenisse van die beurs in die reservebank, en al besit ek al die kennis van rugby en cricketreëls, en al het ek al die geloof dat ons hierdie land met gebed kan verander, maar ek het nie die liefde om my kinders die gevare van baie geld te leer, langs die baan te staan as hulle speel, of hulle te leer bid nie, dan het ek niks bereik nie. Al gee ek 'n dubbele tiende vir die armes, en al beroem ek my dat ek in elke liefdadigheidsraad op my dorp dien en vakansies my gesondheid opoffer om in malaria gebiede sendingwerk te doen, en ek is te moeg om saans vir my kinders boeke te lees of naweke in die veld te gaan stap, baat dit my absoluut niks. 'n Pa wat lief het, is geduldig met kinders wat sukkel met wiskunde. 'n Pa se liefde is vriendelik met 'n kind wat nie wil rugby speel nie. Hy is nie afgunstig op paas met slimmer en mooier kinders nie. Hy is nie grootpraterig en verwaand oor sy kinders se prestasies nie. Pa se liefde handel nie onwelvoeglik met die maas van sy kinders nie. Soek nie sy eie belang, sodat sy huismense laaste kom nie. Is nie lig geraak en nikkerig as 'n kind bietjie ekstra aandag soek nie. 'n Pa wat sy kinders liefhet, hou nie boek van hulle foute en peper hulle met verwyte nie. 'n Pa verbly hom nie oor 'n kind se foute nie, met ek het jou gewaarsku, maar jy wou nie luister nie. Hy is verheug as sy kinders die waarheid hoor praat, selfs tot hulle eie nadeel. Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek, in hulle glo, die beste vir hulle hoop, en hulle kleredrag, klaarry en kritiek verdra. 'n Opregte drukkie en intieme gesprek van 'n ouer bly lank in 'n kinderhart, maar die preek of toespraak wat ek lewer in die tyd wou skryf, sal oormôre vergete wees. Vandag se notering op die aandelemark is volgende week niks werd nie. In die lig van volmaakte wat kom, word al my kennis en besittings gerelativeer. Toe ek 'n jong man was ek gesteld op my voorkoms, my motor en my geleerdheid.
Maar nou dat ek 'n pa geword het, wil ek graag my kinders met liefde, balans en geloof grootmaak. Nou kyk ek nog vas teen rebelse tienergesigte. Maar eendag as hulle groot is, sal hulle verstaan wat ons hulle wou leer en wat God ons almal wou leer. En nou geduld, aanmoediging en liefde bly, maar die waardevolste hiervan is onvoorwaardelike vaderliefde. Dis my gebed vir elkeen van ons, dat dit ons uitkyk sal wees, en dat ons mekaar sal aantrek, en dat ons mekaar goed sal wees. Kom ons sluit af. Waar sing juis van God se liefde? Na die uitspreek van die seën, vra ons net julle moet sit. Henkele wil graag spesiale lied vir die vaders ook sing of speel. Ontvang nou die seën van die Here, gaan huis toe en gaan leef in liefde. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. It's a brand new day you've given me, and you grant me the freedom to choose what to do on this day, what to say, what to be. Let your love be reflected in me. In my heart there's a cry to understand why I was born in this world at this time. Sovereign God, let me see
what your plan is for me. Let my choices fit into your plan. I choose love, I choose joy, I choose peace for this